Reg, môre almal. Ek hoop is relatief duidelik. Dis vandag 1 Maart 2026. Nou ja, en die lang verwagte Iran, VSA, Israel, Joodse staat, ek noem hulle die Joodse staat, die Blue State, die ou staat met die ster van Remphaan op. Daardie oorlog het begin. En dit is 'n oorlog waarvoor ek ten minste 6 maande nou al wag. So ek is baie opgewonde, dit het gebeur. Die goudprys het die hoogte ingeskiet. Dit is vir my goeie nuus, persoonlik. Maar wat hier gebeur is baie duidelik geprofeteer. Die skrif praat daarvan en ek wil met julle praat oor wat die Bybel sê. Ek wil vir julle verduidelik waar pas dit in die gebeurelyn, die profetiese tydlyn, want baie mense dink die wederkoms is naby. Ander huil en sê maar die wegraping is nou naby en dan sal die wederkoms kom en hulle is almal verkeerd. Die wederkoms is in die verre toekoms. En is vir die meeste mense 'n geweldige skok, maar is omdat ons nie ons gebeurelyn ken nie. Ons verstaan nie die eskatologiese, hierdie eindtyd gebeurelyn, hierdie profetiese tydlyn gebeurelyn, ons verstaan dit nie. So ek het baie daaroor gepraat. My tyd om te praat is min. Is soos in minute, waar minute daar is. Reg. So ek het gedink, ek het baie, soos ek sê, ek het gewag vir hierdie Iran-oorlog. Ek was op hete kole. Ek het gehoop hulle doen dit al begin Januarie, einde Desember. Toe het hulle probeer om Iran te destabiliseer, deurdat hulle Iran se ekonomie laat val het. En toe was die mense opstandig. Die Iran het dit baie goed gehanteer, maar toe daar vreemde elemente ingesluip, naamlik MI6, CIA en Mossad agente, selfs die Franse was betrokke. En daar is begin skiet onder die mense. Hierdie agente het begin skiet op mense. Mense het begin terugskiet. Die polisie het betrokke geraak, maar toe raak die opstande gewelddadig, jy begin looters kry. Het dit dan nou gelei tot hierdie krisis wat Iran beleef het, en toe sê die VSA, wel, as julle nou nie julle saak in orde kry nie, en julle hou nie op om mense dood te maak nie, wel, dan gaan ons julle bom. So eintlik werk dit so, ons gaan julle mense doodmaak, as julle nie ophou om julle eie mense dood te maak nie. Waar die logika daan is, weet ek nou nie. Maar nou ja, dit is hoe die klomp dom Amerikaners redeneer. Maar die dom Amerikaners redeneer nie so wanneer die Joodse staat die ouens in Gaza bom nie. So wanneer die Jode sy eie burgers bom in Gaza en in Wesbank, dan sê die Amerikaners nie vir hulle, luister, julle moet ophou om julle eie mense te bom nie, want dan gaan ons julle bom nie. Nee, dit sê die Amerikaners dan nooit nie. So die Amerikaners het baie dubbele standaarde. En as die Amerikaners hulle mond oopmaak, dan lieg hulle. So die kots val so uit, al die leuns val so uit. En Vader is moeg vir die leuns. Vader is moeg vir die oorloë van die Joodse staat en die Amerikaners. Want in daai twee se verhoudinge is die Joodse staat die baas en die Amerikaners is die ou klein hondjie wat tjaf. En oral en almal se hakke byt. So, natuurlik is die Britte ook in die mix, maar hulle is baie slimmer as die Amerikaners. Hulle is op die agtergrond die hidden hand. So nou het ons toe nou die lang verwagte Iran-oorlog gekry. Hulle wou dit doen in begin Januarie. Toe het Iran met die hulp van China en Rusland die oorlog suksesvol, die aanslag. Dis 'n ekonomiese aanslag, looters, opstande, 'n dreigende revolusie. Suksesvol onderdruk deurdat hulle ontslaag geraak het van die Starlink terminals. So hulle bring hierdie Starlink, en ek het daaroor gewaarsku, toe sê ek Starlink is 'n militêre stelsel. Dis die Amerikaners se militêre stelsel, dit sal op die ou en 'n NAVO militêre stelsel wees, dit sal 'n artificial intelligence beast system stelsel wees, wat hulle wil implementeer reg oor die wêreld. Suid-Afrika wil nou nie, so Suid-Afrika se regering moet gelig word, sodat die puppet government in plek kan kom, sodat die Starlink stelsel in plek kan kom. Selfde met Iran,
Iran moet die Starlink-stelsel nou maar gedwee aanvaar, terwyl hierdie stelsel, soos ek sê, 'n militêre stelsel is, en volgens met die Starlink-stelsel het hulle dan die opstande verder gestook in Iran, en toe het Iran dit in die hande begin kry met die hulp van die Chinese, het hulle die Starlink signal begin jam. Alles wat ek nou vir jou sê, kan jy gaan opsoek op die internet. Gaan soek dit op die internet. Gaan vra ChatGPT, gaan vra GPT, gaan vra DeepSeek, wat ek gebruik, gaan vra Meta, gaan doen jou navorsing, nie vir my nie te glo nie. Ek is nie hier om jou te oortuig nie, ek is hier om jou in te lig. So hulle dit onderdruk, met die gevolg is, daai window of opportunity, waar hulle Iran kon aanval, want daar is soveel chaos, dat Iran so besig is met sy eie mense, dat hy nie noodwendig kan kyk na sy grense en sy lugruim nie, wel daai opportunity het toe verby gegaan. Die Amerikaners het toe nie opgetree nie. En die idee wat die mens kry is dat Trump nie eintlik wil optree nie. En dat dit geweldige push vat van Netanyahu. Hy het al 7 of 8 keer daar gaan kuier in die laaste jaar wat Trump in beheer kom. Nou as dit nou so maklik was, dan hy moes nou net die foon opgetel en gesê, Trump, luister jongens, nou tyd dat ons die volgende oorlog hanteer hierso. Hoe gaan julle maak, hoe gaan ons maak? Maar dit is nie wat gebeur nie. Elke keer dan moet hy gaan inklim in die vliegtuig, besluit waar gaan hy vlieg, want daar sekere plekke kan hy nie oorvlieg nie, want daar is 'n arrestasiebevel uit vir die sot. En dan gaan hy daar na Amerika toe, daar land hy, en dan moet hy nou kry, dat hy nou vir net vir Trump sien, en dan is dit eintlik 'n storie van either dreig of lek, ek weet nie wat hierin is dit nie, vir die volgende oorlog. En so het die Amerikaners hulle self toe vasgeverf in hierdie idee van, ons sal die Iranese help is coming, help is coming. Ons sien julle wil ontslaa raak van julle regering, moenie worry nie, ons is op pad. Nou, ons gaan presies dieselfde shitstorm sien in Suid-Afrika. Ekskuus my Afrikaans. Hier is een van my laaste lives. So, ek meen, nou kan my onderrok uithang. So, dis waarin ons op pad is. Destabiliseer die land, maar moenie worry nie. Die Amerikaners gaan kom en dan gaan hulle help en 'n nuwe regering in plek sit. Hulle gaan dit ook in Suid-Afrika doen. Reg. So dit is wat ons gesien het. En so die Amerikaners hulle in 'n hoek en toe het hulle begin om dreigend te raak. Met nou die eerste uit vir die Abraham Lincoln vliegtuigskip daar gaan neersit, die Flight Carrier Group met al die klomp skepe daar. En nou ja, en toe dit naderhand nie genoeg is om die Iranese in 'n blik te druk nie. Nou ja, toe het hulle nou die Gerald Ford gaan haal en die Gerald Ford se situasie is baie sleg. Daardie vliegtuigskip het probleme met sy toilette. Nou, wat daar presies aan die gang is, weet ek nie, ek het so met 'n draai gehoor, die matrose wat op die Gerald Ford is nou al 241 dae op die Gerald Ford. So, dis tyd dat hulle 'n breek kry, daai ouens moet 'n breek kry. En, dit is toe vir hulle gesê, julle kan nie breek nie. Kan nie huis toe gaan nie, kan nie bietjie wegkom van die skip af nie. Mense, as 'n mens so op daai, dit is 'n groot stad, 5000 mense op 'n vliegtuigskip, maar dit is closed quarters. So dis nie 'n groot area en daar's spasie nie. En daai mense werk 24/7. So dis nie asof jy af het en nou sit jy bietjie en nou kyk jy TV en tel jou tone en die tipe van ding nie. Dis close quarters. En daar lyk vir my dalk mutiny, maar hoe dit ook al sê, weet jy of iemand t-shirts gedruk het binne in die toilette nie, maar die toiletstelsel op die Gerald Ford het ineengestort. En die toilet het begin oorspoel en ouens het begin siek raak. Hulle praat van 45 minute voordat jy 'n toilet kan gebruik. So. En toe sou hulle daar in Griekeland gaan probeer het om, hulle wou eers by Haifa anker slaan, dat hulle net kyk of hulle die toiletprobleem kan uitsorteer. Weet jy wat sê die Jode vir hulle? Jode sê vir hulle, julle kan nie Haifa gebruik om julle probleem uit te sorteer nie. Die Amerikaners is daar om die Jode te ondersteun. Wow! Ja, die Jode sê vir hulle, julle kan nie by Haifa vasmeer nie. Nou ek dink, miskien is dit omdat, ek het op stadium gehoor, hulle het Haifa uit hulle verhuur hom uit aan die Chinese, ek is nie seker nie, lang terug dit gelees, ek kan nie meer onthou nie. Maar die Jode sê toe vir hulle, julle kan nie ons hawe gebruik om julle strontprobleem uit te sorteer nie. Nou ja, toe is hulle daar na Griekeland toe,
En toe is daar geweldige opstande, mense het opstande geraak, en daar was optogte en so aan. Nou ja, in die Gerald Ford het toe nou teruggekeer na die Mediterrane See, die probleem is steeds nie opgelos nie, en die oorlog het begin. So, dit is waarmee die Amerikaners sit. Naas die feit dat hulle met ander probleme sit, hulle draafstelsel is nie lekker nie, so, kom ek sê, hulle wervingsstelsel, hulle werf nie meer soldate nie, hulle kry nie meer daai hoeveelheid wat hulle moet kry het nie, per jaar nie. So die weermag is 'n ouer wordende weermag, daar kom te min jong bloed in, dis nie 'n goeie teken nie. En dit het alles te doen met war fatigue. Die Amerikaners is moeg oorlog gemaak. Hulle maak namens die Jode oorlog sedert 1995. So, daar's baie oorloë. Hulle het nou Irak geslaan 95, en toe Irak later weer geslaan, toe Afghanistan, toe was hulle bietjie betrokke in Libië. Afghanistan het 'n groot prys by die Amerikaners gehei. Hy is nie net finansiëel nie, maar natuurlik ook fisies, dieselfde met Irak. So, toe het hulle nou probeer met Jemen, hierdie oorlog met Jemen. Hulle was 2 keer daar by Jemen, omdat Jemen beklei, Jemen het begin drones en missiele stuur daarna, en ek dink is meer drones, daar na die Joodse staat toe, om te sê, luister, ons maak beswaar teen julle behandeling van hoe julle die mense in Gaza, julle eie burgers behandel, hoe bom julle vrouens en kinders en babas en ou mense. Nou ja, en hulle was so suksesvol met daardie hele campaign van hulle, dat die Amerikaners moes ingryp, want hulle het nie net daar gebom in die Joodse staat met die drones nie, maar ook hier in die Rooi See het hulle gemaak dat die Joodse skepe, die skepe wat werk vir Israel, daai skepe kon nie heen en weer gaan nie, hulle het hulle met die drones geslaan, dat stink hy. So, in so 'n mate dat die Jode het 'n hawe, hier aan die onderkant, het hulle 'n hawe. Daai hawe moes sluit. Hy was bankrot, as gevolg van die probleem van Jemen en die Houthis in die Rooi See. Nou ja, toe het Biden gesê, nee, maar ons gaan hulle by so werk dinge. Nou ja, dit het toe nie gewerk nie. Die Houthis het hulle ore aangesit, toe onttrek die Amerikaanse vloot daar. In die tyd van Trump, dit is die eerste ding wat hy gedoen het, toe gaan bom hy daar in Jemen, daai ouens met hulle sandale en hulle rokkies, dit was ook nie geslaag nie. Dit was so 'n ramp op die ou einde, hulle is hals oor kop is hulle daar weg, hulle het 'n ooreenkoms gesluit met die Houthis, wat glad nie die Joodse saad ingesluit het nie, waar die Houthis gesê het, wel, ons gaan nou nie julle skepe sal ons nie bom nie, moet nou nie worry nie, staan ver, ons gaan julle nie bom nie, maar as die Jode verbykom, gaan ons hulle bom. Ja, as die Amerikaners is reg, en so het hulle onttrek. So, dit is nie asof ons hier 'n suksesvolle aanloop het nie, maar dit is oorlog op oorlog op oorlog. Die Amerikaanse publiek is gatvol, die wêreld is gatvol. So, en ek is dit daarvoor. Ek meen, ons is almal by 'n punt wat ons sê, kan ons nie net 'n bietjie asem skep nie, op 'n oorlog maak, Amerika, julle het genoeg olie, man, kom ons kyk of ons nie die hongersnood kan uitsorteer nie, maar nou ja, as jy die Jode het vir 'n bondgenoot, kan dit nie gebeur nie. So het ons dan nou by 'n punt gekom, waar ons nou die volgende Iran oorlog het, en as ek dit reg het, nou die oorlog hierna sal wees die oorlog teen Turkye, en dan in daai tyd sal ons weer 'n Iran oorlog hê, en dit sal oorloop dan natuurlik na die groot oorlog tussen Rusland en Amerika in die Midde-Ooste. So 28 Februarie was amptelik die begin van die Derde Wêreldoorlog in die Midde-Ooste. Nou, die Derde Wêreldoorlog het reeds begin in Oos-Europa, hier om en by Februarie 2022. Kom ons kyk net, ek wil net seker maak, want hierdie is vir my 'n interessante ding. Kom ons kyk, ek wil net graag weet, gee my gou kans, ek net gou hierdie my hotspot aansit. Ek wil net kyk, kan iemand gou, ja, nou het ek die goeders afgesit, ek wil nou net gekyk het, nou het ek het nou nie hierso op nie, maar nou net kyk of hom aansit, vir my gou kans, hy is aan, skies toch, ja, daar is hy aan, goed, kom ons kyk gou, ek wil net gou kyk,
Want is nou vir my interessant. Datums is altyd vir my interessant. Getalle is vir my belangrik. En natuurlik hierdie sonsverduisterings wat hierdie ouens werk, hierdie topstruktuur, werk nie sommer by hulle self, staan een môre op en sê, luister, weet jy wat, die 3 Maart is 'n goeie tyd vir oorlog nie, hulle werk nie so nie. Werk glad nie so nie. Hulle kyk, hulle is nie gelowige mense nie. Dis nie, ons het die gelowige, geredde mense wat werk uit die geloof uit nie. Ons het te doen met ouens wat besig is met Moloch aanbidding en Baal worship. So hulle doen dinge met die sterre en so aan. En hulle wil graag soos God wees. Want God gebruik die sterre as tekens vir ons, as tyd. En die son as jaar, en die sonsverduisterings en die maansverduisterings as tekens. So hulle wil graag dit ook gebruik vir hulle doeleindes. Hulle wil maak asof hulle God is. Ek wil gou kyk wanneer hierdie oorlog begin in Oekraïne. Dit was in 2022. Nou, maar kom ons kyk wat is die datum. Maar dit sal interessant wees. Kom ons kyk. The Russian-Ukrainian War het begin op 24 Februarie 2022. Daar het julle dit. En die Amerikaanse VSA-Iran oorlog het begin op 28 Februarie 2026. Wat is dit, 4 jaar uit mekaar uit? 4 jaar en 4 dae uit mekaar uit. Baie interessant. Wonder of het toevallig is. Enigste ding wat toeval groep is 'n gat. 'n gat val toe. Daar's nie iets soos toeval nie. Ek het nou al te veel kere met vader se dinge te doen gekry. Ek het geleer, niks is toevallig nie. Niks eers in die verlede is toevallig nie. Nie eers name is toevallig nie. Alles het 'n doel en 'n betekenis. Ek verstaan nie alles nie, maar dit is so. Goed, nou hierdie krisis wat die Amerikaners vir hulle self op die hals gehaal het, met hierdie oorlog teen Iran, is iets wat kom daar al van die 90's af. Toe het die Amerikaners besluit, ek weet nie of dit die Trilateral Commission is nie, of wat ook al nie, maar toe is daar besluit, dat die Amerikaners wil eintlik 7 countries vat in 5 years. So 7 lande moet in 5 jaar gedestabiliseer word en puppet governments inkry wat die Amerikaners en die Joodse staat en die westerse nasies ter wille gaan wees. Wat presies die rede daarvoor is, weet ek nie. Nou daai 7 lande was Irak en Somalië, Sudan, Libië, Syrië, Iran, en ek weet nie of die 7de een Libanon is. Ja, ek dink is Libanon. Kom ons kyk weer. So dis Sudan, Somalië, Irak, Syrië, Libië, Iran. Dan is dit seker Libanon. Of het kan is of Afghanistan. Laat ek net gou kyk. So sê ons, want dis gesê, hulle het dit gesê. Dis nie dat ek het uit my duim uit sê nie, dis gesê. Kom ons hoor wat sê Meta gou. General Wesley Clark het dit kwyt geraak. Hier in 2004. So dit is waar die beplanning al vandaan kom vir die oorlog wat ons nou sien. Kom ons kyk weer. Kyk, 5 years plan war by USA. Kom ons kyk of as ons nie sinnetjie langer maak of die Meta vrou kan verstaan nie. So General Wesley Clark het nou nogal die ding gesê. Klaar, kom ons kyk. Ek wil net weet wat sy volg nie. Ja, daar is sy. Dit is dan Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Sudan en Iran. Daar is hy, ek het hom. So, dis die 7 lande wat hulle geïdentifiseer het om te destabiliseer, oorlog mee te maak, puppet governments in te sit, wat die westerse nasies en veral die Joodse staat ter wille gaan wees. Hulle het hulle almal gedoen.
Sudan en Somalië, die hele lot is gedestabiliseer, behalwe Iran. So, die tyd het gekom en gedestabiliseer moet word. Nou, voor ek verder gaan, wil ek praat oor die sonsverduistering van 2024. En daar was 'n sonsverduistering in 2023. En dan was daar die groot in 2017. En al hierdie sonsverduisterings het een ding, naamlik dit het 'n streep oor die VSA getrek. Eers was die streep so, toe is die volgende een se streep so, en toe is die volgende een se streep weer so. So, jy het hierdie dubbele kruis gekry oor die VSA, en almal was opgewonde daaroor. 2017 het die ouens gerittelde daaroor, nie vreeslik gedink daarvan nie, en toe dit in 2023 weer wys, toe was daar ontsteltenis, in 2024 was dit so groot nuus, dit was oor al die kanale, almal het daaroor gepraat, die ouens het YouTube en TikTok video's gemaak, oor hierdie feit, dat volgens die sonsverduistering, is dit duidelik dat die VSA gekanselleer is. En dit het alles te doen met skrif. So God het vir hulle gewys, en hy het so duidelik vir hulle gewys, dat selfs hulle dit verstaan het, dat die VSA gekanselleer is. Nou, as jy verstaan van Bybelse profesie, dan gaan jy nou hierdie ding mooi verstaan. Maar as jy nou nie verstaan van Bybelse profesie nie, dan gaan ek klink of ek nou vir jou nonsens praat. Maar dit gaan alles hieroor. Nou, ek weet ek praat vinnig, want ek het baie dinge om te sê. Daniël 7 praat van die 4 diere wat uit die see uitkom, waar die see die nasies is, niks te doen met 'n fisiese see nie, reg? So, dan sê hy, die eerste een wat hy sien is die leeu wat die vlerke gehad van 'n arend, en die tweede een was 'n beer, en hy het homself opgelig en 3 ribbes geëet, was aan sy bek, en dan kry hy die derde een was die luiperd, en dit het die 4 vlerke van 'n voël op sy rug, en dan sien hy die 4de dier vreeslik en skrikwekkend en die baie eystertande. Ag, en deur die eeue die mense baie gehane oor dit en dat en daai, en daar is 'n verkeerde uitleg, bietjie meer as 100 jaar terug na vore gebring, en hierdie verkeerde uitleg is tot vandag toe deel van al die kerke en die pastore en die predikante se preke. Hulle het hierdie verkeerde uitleg gevat, want hulle verstaan nie wat hulle lees nie, so hulle gaan haal die inligting van die internet af, of uit een ander ou se boek uit, en dan preek hulle hierdie verkeerde inligting, hierdie verkeerde uitleg aan mense, en die mense eet dit op, want hulle lees ook nie hulle Bybels nie, en met die gevolg is, ons het almal die ding verkeerd. Nou daai tyd toe ek met hierdie gesit het in 2014, 2015 en 2016, toe het Vader dit vir my oopgemaak. Nou ja, so die hele idee was dat die leeu met die arendvlerke is nou Babylonië, en dat ons nou hier eintlik 'n herhaling het van die 4 koninkryke van Daniël, naamlik Babylonië, Mede en die Perse, die Grieke, die luiperd is nou Griekeland. En dan die 4de dier is dan die pausdom. So, van al 4 het hulle een reg, die pausdom. So die 4de dier is die pausdom. Dis heel eenvoudig, want hy is die antichrist. So die pausdom is die antichrist, en hy het 1260 jaar geregeer, van 538 na Christus tot 1798 na Christus, toe hy sy mag verloor. Hy het as 4de kop, 4de superpower opgehou met bestaan. So wie het hom opgevolg? Wie het hom opgevolg? Wel, Brittanje het hom opgevolg. En Brittanje se seël, se koninklike seël is die luiperd. En jy kan maar gaan kyk, hierdie waar hy sê, die luiperd het die 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad, en ook het die dier 4 koppe gehad, en dan hom 'n heerskappy gegee. Daai 4 vlerke is die 4 koningshuise wat geregeer het hier van Henry die VIII af, want toe kry ons die opkoms van die Brittanje as 'n superpower, want Brittanje breek toe met die pausdom, en Henry die VIII verklaar hom self as hoof van die protestante kerk, en so kom protestantisme het 'n groei beleef, 'n opkoms, en Brittanje word 'n superpower. En almal weet Brittanje was 'n superpower, want op 'n stadium het Brittanje tot oorlog gemaak teen ons in Suid-Afrika, 2 keer teen die boere, Anglo-Boereoorlog 1 en Anglo-Boereoorlog 2, waar hulle meer as 27,000 vroue en kinders vermoor het in konsentrasiekampe. Nou ja, en dan wie neem daar die Britte oor? Want die Brit is nie meer 'n superpower nie. Jy hoef net te gaan kyk wat gaan aan op die eilandjie, dan kom jy agter, hulle gaan groot moeilikheid.
En dan kom ons agter dat in 1917 neem die groot beer oor. En as almal vandag ons praat van die groot rooi beer, dan weet almal dit was 'n verwysing na die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke. En hy het hom slegs aan die een kant opgelig, hy het hom aan die ooste opgelig. En hy dan nou drie ribbes in sy bek gehad, né? Hy het baie vleis geëet. Daar's gesê, eet baie vleis. So wat se vleis het hy geëet? Hy het baie mense doodgemaak, reg. En dan kry ons hierdie laaste een, wat dan nou volg, na die ineenstorting van die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke in 1989, en ons kry al wat oorbly is die VSA. So dit was altyd die twee teen mekaar, waar Rusland eintlik die groot mag was, en die VSA besig was met 'n opbou om by hom oor te neem, en toe die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke ineenstort, wel toe neem die VSA oor. En hy is die arendkoninkryk, hulle groot seël is die arend. En dan het hy nou hierdie vlerke, wat eintlik vir jou mooi beskryf word in 2 Esdras 12, dis 'n boek wat in jou Bybel is nie, protestante het hom uitgehaal. Maar is 'n boek wat kom daar uit die ou dae, die antieke kerkvaders het hom gelees, hy's in die Latynse Vulgaat, en hy is uiters akkuraat. Maar nou ja, hulle het hom uitgehaal, sodat jy nou sit, as jy nou die puzzle bou, dan is dit daar 'n gat daar, want daai puzzelstukkies het jy nou nie, want iemand het die boek uitgehaal. Nou reg, dan staan daar, die eerste was soos 'n leeu, hy het vlerke soos 'n van 'n arend gehad, en ek het bly kyk tot sy vlerke uitgeruk is, en dit van die grond af opgehef is, en soos 'n mens op 2 voete neergesit is, en daaraan 'n mens se hart gegee is. So na 7 tydperke, na 7 koppe, want die dier het 7 koppe, uiteindelik 8 koppe, maar dit word nie dadelik vir jou gesê nie, staan daar in Openbaring 13, na 7 koppe, die 7de kop sal ineenstort, en daar sal aan hom 'n mens se hart gegee word, en sy vlerke sal uitgeruk word, so hy sal ophou bestaan as 'n superpower, en die 8ste kop sal in plek kom. En 'n kenmerk van hierdie 7de kop is sy baie oorloë. Die Amerikaners maak baie oorloë. Veral in 1945 het ons gesien van Vietnam, daar was verskeie oorloë in Suid-Amerika waar hulle magte ingestuur het, of CIA operasies uitgevoer het. En dan kyk ons van begin 19s was dit Irak, en weer 'n keer Irak, en toe Afghanistan. Nou ja, in al hierdie oorloë die Amerikaners verloor. Hulle het verloor. Hier en daar het hulle regime change operasies uitgevoer, en daai opsig is die CIA eintlik baie veel meer suksesvol as die Amerikaanse weermag om 'n regime change operasie uit te voer. Hulle het dit ook in Suid-Afrika gedoen. Presies wat hulle gedoen het daar in Venezuela. Hulle het ouens omgekoop, en toe het hulle Maduro ontvoer, en die regering wat nou daar in plek is eintlik dans maar na die VSA toe. Die VSA uitbeheer eintlik daar. Dieselfde het ons gesien in Suid-Afrika vroeg. In die 80s het hulle begin druk uitoefen op die Suid-Afrikaanse regering, toe het hulle van PW Botha ontslaag geraak, F.W. de Klerk, die meeloper, die joiner, en die vrymeselaar in plek gesit, saam met sy ander maatjies. Ek weet nie wat het hulle op hulle gehad nie, miskien is dit ook iets soos 'n Epstein file, nou, mens weet nie, nou, daar was files op die ouens. Daar is, die mag is oorhandig aan 'n ANC kommunistiese regering, wat die land totaal afgebreek het tot waar hy vandag is. En die Amerikaners geweet het gaan gebeur, natuurlik het hulle geweet het gaan gebeur. Dink jy hulle is stupid? Nee, hulle het geweet. So, was dit die doel? Ja, dit was die doel, want hulle is op pad na die inwerkingstel van 'n een wêreldorde, en in die proses moet die VSA verwoes word, Rusland moet verwoes word, China moet verwoes word, Europa moet verwoes word, Midde-Ooste moet verwoes word, want daar moet uit hierdie asse 'n nuwe stelsel na vore bring, kom na wat hulle noem 'n New World Order. Reg, so die sonsverduistering van 2024 was God se laaste streepie oor die VSA. Nou weet ek, mense wil sê, maar die VSA, man, hulle gaan regkom, dit gaan beter. Nee, dit gaan nie. Die VSA is oorstroom deur vreemdelinge, volksvreemdes. Dit sal nooit weer 'n blanke land wees nie. Volgens 2 Esdras 12
sal al sy vlerke uitgeruk word en al sy vere uitgeruk word en dit sal 'n oproerige koninkryk wees. Die Europese profete sê hy sal in 4 verdeel en 'n oproerige koninkryk wees. Sal nooit weer wees wat ons hom gesien het in die laaste 150 jaar nie. Dis jammer, is hartseer, maar dit is wat gebeur met hierdie lande wat Moloch aanbidding, Baal aanbidding het, en almal wat hierdie alliansies vorm met die Jode en met die Vatikaan. So, dit is wat gebeur. Dan spoeg die land jou uit, sê die Bybel. Die Bybel sê die land spoeg jou uit, want jy was besig met afgodery. Reg. Nou ja, hier in 2024, so rukkie voor hierdie groot sonsverduistering, wat soveel aandag gebring het Vader vir my 'n droom gegee. En was 'n baie ontstellende droom, want dit het gewys ek brand. En ek het gebrand in 2020 met petrol. En ek het 'n besering hier op my, jy kan nou sien, weet of julle kan sien julle? Ja. So ek het gebrand met petrol. Hierdie hele kant van my het gebrand, tot hier by my elmboog, by die bokant my elmboog, en 'n deel van my gesig en so aan. Maar dit was die minste van my worries. My klere het aan die brand geslaan. En petrol is baie gevaarlik, so hy ontplof. Dit is die groot ding. Ek is nou nog ly ek aan PTSD as enige iemand probeer om 'n vuur aan te steek. Ek gaan staan ver. Mens weet mos nou nie wat gaan gebeur nie. Maar Vader kom toe aan my toe in 2024 en ek droom 'n baie interessante droom. Ek droom die volk wil onttrek. Ek sien my volk wil onttrek volgens die Suidlander plan. Hulle is in die blokke, hulle wil onttrek. En daar is 'n man, en hy het 'n vuurwapen by hom. En hy's baie dreigend. En die lug is vol petroldampe. Ek kan dit letterlik ruik in my droom. En my broek het 'n petrolkol op. Nou weet ek, as hy daai vuurwapen trek, gaan alles aan die brand slaan. En ek het petrol op my klere, so dit gaan heel moontlik ook aan die brand slaan. En ek het by hom gepleit, moet asseblief nie die skoot trek nie. Maar hy het die skoot getrek en alles het ontplof. En in daai droom was dit vir my baie duidelik dat daar is 'n sonsverduistering. En ek het gedink by myself, daai tyd, dit moet hierdie een wees van 2024. Ek meen, dit moet te doen hê met dit. Nou, dit het te doen met dit, maar dit het te doen met gebeure wat dan nou 2 jaar later dalk volg. So Vader het die waarskuwings gegee, dan gaan ons voor na die volgende deel van die uitvoering van die profesie, want Vader waarsku altyd eers voor enigiets gebeur. Ek beloof dit vir jou vandag. Of dit jou kar is wat breek, of jou huis is wat aan die brand slaan, of 'n familielid wat sterf. Vader waarsku altyd voor die tyd. Ons verstaan net nie wat hy vir ons sê nie, of ons slaan nie ag daarop nie. So hy gee die wysheid, ons ignoreer dit. Reg, maar ons sal Vader nie kan verwyd dat hy nie gewaarsku het nie, want hy waarsku. So die waarskuwing is gegee in 2024. En ek het al vergeet van die droom. En nou die dag, toe gaan ek weer deur die dinge en ek onthou van die droom. Nou ja, ek hou nie elke jaar koers met die sonsverduisterings en die maansverduisterings nie, maar ek het toe in Januarie begin om weer 'n bietjie te gaan kyk na die Pasga datums, want ek werk elke jaar vir my groepe die Pasga datums uit, dit is so belangrik. Mense, as jy nie weet om Pasga te vier nie, ek het daai tyd leringe gemaak, dit is op YouTube, of praat met my op WhatsApp, ek stuur vir jou hoe om Pasga te vier. Pasga en nagmaal is een viering, en die kerke doen dit nie reg nie. Hulle doen net nagmaal. Jesus het 'n Pasga en 'n nagmaal gevier. En daar is 'n manier om dit te doen, is 'n huisfees, en dit bring beskerming oor die huis. Dit het beskerming vir die Israeliete gebring daar in Egipte. So God het 'n ritueel gebruik om beskerming te gee. Niks het verander nie. God gebruik steeds rituele om beskermings te gee. Reg, so die Pasga is nog steeds van krag. Hoe dit ook al sy, op 5 November gee Vader vir my 'n datum. En die datum is 18 Februarie. Nou die 18de Februarie was die begin van die 12de maand.
En Vader het vir my gesê, dis 'n belangrike maand, ek moet maar my dinge in orde kry vir die 12de maand. Hy het eintlik gesê die 11de maand. Hy het vir my gesê, jy het tyd, ten minste nog om te praat tot Januarie. So, Januarie is die 11de maand. So ek het nou maar gesels, want ek doen leringe en video's en dis wat ek doen. Ek werk vir Vader in voltyds die laaste 2 jaar, waaroor ek baie dankbaar is. My stresvlakke is laer, my gesondheid is beter, vandat ek nie meer skool gee nie. Maar, ek gaan kyk toe na 18 Februarie, ek sien is 'n nuwe maan, ek sien is die 12de maand, en terwyl ek so rondkyk, besef ek maar die 17de Februarie se sonsverduistering. En toe ek dit besef ek die Iran-oorlog is baie naby. So, vanaf die sonsverduistering, tot en met die aanval was 10 dae. Nou niks is toevallig nie, né? 10 dae. En toe kry ons die aanval. Nou ja, so, ons sal nou sien hoe speel hy nou uit. Maar, ek het nou nogal ander drome ook oor hierdie ding gehad, en ek is nie die enigste ene nie. Ja, wanneer was dit hierdie een? Ek het hierdie een gehad van Iran. Kort na die Iran-oorlog, die 12-daagse oorlog in Junie maand, waar die Iranese soveel verwoesting aangebring het oor die Joodse staat, dat die Jode gaan vra het, kan ons nou nie maar via die Amerikaners vrede kry nie. Hulle het gaan pleit. Hulle het gedreig en gepleit. Ons sal nou daaroor praat. Toe sê Vader vir my, daar kom groot drama daar. Hy sê, ek het gesien dat die Iranese iets soos 'n F-35 of 'n jet afskiet. Ek weet nie wat se jet nie, maar dit was vir my 'n baie duidelike droom. So, hy het vir my gesê, daai is vir jou 'n merker. So, nou ek kyk maar wat gebeur. Hierdie oorlog is nog ver van oor. Hy gaan nie gou oor wees nie. Ek het gesien die Amerikaners is vasgenaal voor die TV. Dit het ek 2 of 3 jaar terug gesien. En hulle kan nie van die televisie af opstaan nie. Hulle aandag is daar. Wat vir jou sê, en as jy kyk na al die inligting op YouTube, die Amerikaners se aandag is by hierdie oorlog. Hulle sit vasgenaal daar. Daar is, op hierdie stadium het Iran begin om die Amerikaanse basisse te bom met die missiele. Lyk vir my die tweede ronde het nou begin. En Iran het nog nie eers begin, rarig, om oorlog te maak nie. Ons weet dat die Jode het decapitation strike uitgevoer, want dit is maar gewoonlik wat hulle doen. En die godsdienstige leier van Iran is dan nou vermoor. Maar die Iranese het geweet dit kom. Onthou die Iranese berei voor vir hierdie oorlog die laaste 25 jaar. 26 jaar. So dis nie dat hulle dit nie geweet het nie, dis nie dat hulle daarvoor voorbereid is nie, en dis nie dat hulle planne in plek het nie. So daar's genoeg ouens om hierdie ander op te volg. So jy kan maar enige ou uithaal daar. Haal die topstruktuur uit. Daar's 'n volgende struktuur wat eenvoudig instap en oorneem. So dis nooit 'n oplossing nie. Maar dit laat die Jode baie beter voel as hulle nou kan sê hulle het 'n decapitation strike uitgevoer. Dit laat hulle beter voel. Dit laat hulle mense beter voel, want daai ouens sit in die bankers en daar moet hy nou sit en wag vir beter dae totdat daar iewers nou weer vrede kom. Nou as ek 'n Joodse burger was, het ek my moer so gekoer. Ek sal geloop het en baie het. Sedert die laaste oorlog is oor 1 miljoen uit die land uit. Hulle het net eenvoudig gesê, ons het dubbele burgerskap of 3 dubbele burgerskap en ons kan nou kies. Gaan ons Duitsland toe, gaan ons Frankryk toe, gaan ons terug VSA toe, gaan ons Brittanje toe. Man, ons gaan nie hier bly nie. Hierdie is 'n fool's paradise, wat waar is. So, hulle het natuurlik ook gevlug na Cyprus toe. En die Turke daar begin kwaad maak, want hulle begin grond opkoop daar. So, hierdie hele Iran ding is iets wat in Vader se hand is, en hy is besig om dit te bestuur, en na aanleiding van wat Vader vir my gewys het, kom hier groot drama vir die Amerikaners. Die Britte het gesien hier kom drama, toe sê hulle, hoorie Amerika, julle kan nie ons aanloopbane gebruik om van op te styg om te gaan bom in Iran nie. Sorry hoor, die Saudis het gesê, jong, nee, ons sien ook nou nie kans nie. Die Jordaniërs het gesê, nee wat, moet ook nie oor ons airspace ry nie, asseblief nie. En ek dink almal in die Midde-Ooste het verstaan, hierdie is 'n major krisis.
Die enigste ouens wat dit nie verstaan is blykbaar die Jode en die Amerikaners. Nou moet julle verstaan, die Saudis het baie geld bymekaar gemaak, hulle het skatryk, hulle het hierdie vreeslike groot plekke gebou, blinkstede, hulle het nie hulle eie drinkwater nie. Dis ouens wat 'n bietjie van 'n probleem het. Luister mooi, jy kan die mooiste teëls in jou huis hê. Jou huis kan blink wees, jou venstertjies gewas, jou geboue kan gemaak word van hierdie blink metaal, ag, lyk of jy hom oorgetrek het met goud. Jy kan hê net wat jy wil. Ek sê vir jou, as jy nie drinkwater het nie, as jy in jou moer in. Luister mooi, ek leef baie jare hier waar ek bly sonder water. Ek het nie water nie. Vader gee vir my water per reën in my reëntanks. Anders sal ons nie eers kan bad of iets doen nie. Ek het my kinders grootgemaak in 'n situasie waar ons min water gehad het en ek het steeds 'n groentetuin en hoendertjies. Maar en as die water klaar maak, wat moet jy dan doen? Dan moet jy dit inry. Ten duurste. Of jy moet self inry van iemand af. Dis moeite af of jy moet dit laat inkom. Dit kos geld. Reg. Nou daai ouens, 'n plek soos Qatar het desalination plants. So uit ontsoutingsaanlegte. As een mesiel op ontsoutingsaanleg daar val, het daai ouens miskien 3 dae se water oor in hulle reservoirs. Dan het hulle 'n probleem. Dan gaan daai ouens besig wees om water in te ry. Water in te vlieg. Kan julle verstaan, dis 'n krisis. So jy kan mooi blinkstede hê, jy kan mooi Amerikaanse bases hê. Alhoewel, ek dink dis die fout van jou lewe as jy jou bondgenootskap maak by die Saudis. Maar die Amerikaners het die Saudis en Qatar en daai ouens bedonder deur op 'n stadium hulle so 'n lokval te lei dat hulle gesê het, o ja, bou by ons basisse, asseblief hoor, want nou het hulle teiken geword. En soos ek sê, op die einde van die dag gaan jou mooi stede, en dit sê die Bybel, daai mooi stede gaan ineenstort, dit sal puinhope word. Niemand gaan ooit weer daar woon nie. Nou, want water is 'n probleem. En ons is op pad na daai punt toe. So, jy kan mooi blink plekke hê, en natuurlik wil jy nie hê dit moet gebom word nie. En dit het die Saudis verstaan, die Emiraties het dit verstaan, Bahrein het dit verstaan, daai ouens verstaan dit almal. Die ouens wat dit nie verstaan is die Amerikaners en die Joodse staat klaarblyklik. Of, miskien is die doelwit juis om die Midde-Ooste 'n puinhoop te maak. Soveel interne oorloë daar te hê, dat die plek 'n totale verwoesting is. En wie sal dan nou daar oorneem? Die Jode, want dit is die plan op die tafel. So, Vader het toe vir my deur die nag 'n baie interessante droom gegee. Hy sê vir my, gaan kyk, wat het Elvis Presley gesing oor die blues, en wat het Billy Joel gesing oor die blues. Nou dink ek met myself, ek hou van Elvis Presley, maar ek kyk nie noodwendig vreeslik Elvis Presley musiek nie. Ek dink is mooi, my ma was 'n groot fan, maar ek hou van Amerikaanse country, so ek luister Amerikaanse country, of gospel, of so, maar ek is nou nie vreeslik met Elvis Presley nie. Maar hy sê vir my, gaan kyk wat het Elvis Presley gesing oor die blues, en gaan kyk wat het Billy Joel gesing oor die blues, en in my droom denk ek, daar's een ou wat gesing het oor die blues, en is Elton John. Maar God het nie gesê, gaan kyk wat sing Elton John nie, hy het gesê, gaan kyk wat sing Billy Joel en Elvis Presley. Ek is toe op die internet gou vanmôre, en ek gaan soek, kry eers niks, en toe kry ek die liedjie, G.I. Blues. Elvis Presley het hom gesing, en jy kan hom maar gaan opsoek, oor die krisis, dit gaan oor die Amerikaanse weermag wat blues het. So dit is eintlik die boodskap, ons het blues. Gaan kyk om, die liriek is op die internet. En toe gaan soek ek, het Billy Joel 'n liedjie gemaak oor die blues. Hy het All American Blues. En hoe hy sing hierso, hy sê, with those ex-presidents blues, while I made a mess out in Vietnam, but oh, I still pay my union dues. So, as jy hierdie twee goed by mekaar sit, en soos ek sê vir jou, dis nie eintlik ouens wat ek noodwendig na luister nie. Ek het nie eens geweet, Billy Joel het 'n liedjie gemaak, All American Blues nie, ek het dit nie geweet nie. Maar Vader weet, want hy weet alles. En na aanleiding van dit kom daar groot blues oor die Amerikaners, menende
iets soos 'n depressie, soos ongelukkigheid, 'n krisis, op krisis, op krisis. En ek het altyd gesê, kyk, om te skree oorlog is maklik. Die probleem is as jou seuns en jou dogters terugkom in bokse. Ja, in daai houtbokse met die vlag hieroor. 1 is alright, 2 is alright, maar daarna raak dit 'n krisis. En die Amerikaners het nog nooit daarvan gehou dat hulle kinders terugkom in bokse nie. Dit sal hierdie keer ook nie so wees nie. Reg. Nou, voor ek aangaan, wag, ek gaan gou hierdie een ook hanteer. Hier om en by was einde Desember 20, maar ek vader het so baie drome vir my gee oor 2026. Dis die eerste keer in my lewe wat dit so gebeur. Wat hy vir my so baie gee. In 2025 einde, hier by 28, 29 Desember droom ek sien die woordjie Isak en bokant hom staan die letter R. R. En dit het alles te doen met Resh. Isak en Resh. Ek het nou nogal die ding opgeskryf. Waar het ek dit opgeskryf? Ek het my boek kry. Ek het hierdie ding nogal deurgegaan, maar dit is baie belangrik. Want ek kon nie verstaan wat hy vir my sê nie. En toe gaan sit ek en ek probeer dit uitwerk. Ek wil net kyk waar het ek dit neergeskryf. En dit gaan oor die getal. Ek dink Resh beteken 200. En dit het alles te doen met die bymekaar maak van Israel. Ek wil nou net kyk waar het ek dit neergeskryf. Mense, ek maak baie aantekeninge. Ek raak oud. As mens oud raak, mag begin alles neerskryf. Want jy verstaan, jy gaan verloor. Jy gaan heel vergeet. Ek kry dit nou nie. En nou, daar is ek terug. Goed, hy het my verloor. Wacht net so bietjie. Ek wil nou net kyk waar het ek dit neergeskryf. Hoe dit ook al sy, die datum van die datum het ek toe uitwerk, vat hy vir my dit gegiet, het ek getel 200 dae, toe val dit op 18 Julie. Toe dink ek, haai, dis interessant, 18 Julie was Nelson Mandela se verjaardag. Nou wat daar op daai dag gaan gebeur, weet ek nie, maar volgens wat ek van Vader verstaan, is dit die begin van die bymekaar maak van Israel. So die versameling van Israel het begin, want dit is wat Isak se naam beteken. Isak se naam beteken God maak Israel bymekaar. Dis wat dit beteken. Ek sal dit seker nou weer kry. Soos ek sê, ek maak baie aantekeninge oor alles en nog wat. Ek gaan net gou kyk hierso. Waar het ek dit neergeskryf? Ja, hier sy, 30 van 12de, 30 Desember 2025. Ek sien die naam Isak en bo op die letter R. En wat beteken die naam Isak? Nou, ek het hom gaan uitwerk, dis Jod, Tzadik, Chet en Kof. En as jy dit gaan uitwerk, want elke letter in Hebreë het betekenisse. Dis nou nie so in Afrikaans nie, né? Dan beteken dit, the hand of the righteous one will divide or separate because the circle of time has come complete. Dis wat sy naam beteken. The hand of the righteous one will divide or separate. So hy gaan Israel uithaal because the circle of time has come complete. Nou die Jode is Israel nie. So ons moet mooi verstaan, die Jode is nie Israel nie. So as jy tel 200 dae, vanaf 30 Desember is dit 18 Julie. Wat gaan 18 Julie gebeur? Ek weet nie, hy het nie vir my gesê nie. Ek dink net 'n ou moet maar kyk daarna. Hy wil nou eers hê, ek moet nou eers weer 'n puzzle stukkie terugsit. Gee my tog nou net kans, want dit is nou nogal 'n affære. Unable to verify. Ag, liewe heerlikheid. Kom ons draai net weer. Jy moet hom presies opsit. As jy hom nou nie presies opsit nie, dan is dit 'n probleem. Daar sê, halleluja. Ons kan nou weer gesels. Reg. So, hierdie is 'n belangrike droom. Dan sal ons nou terugkom na daai ene.
kom ons praat 'n bietjie oor iets wat Simon Roche op 'n stadium van gepraat het. En hierdie verklaar hoekom ons sit met hierdie krisis in die Midde-Ooste. Hoekom sit ons met dit lyk asof die oorloë begin eskaleer het hier van 2024 af. Eindelik van 2023 af. Ons het gesien dat hulle Gaza gelyk gemaak het met die grond. Hulle kan nie vir jou sê hoeveel mense is dood in Gaza nie, want die bomme wat hulle gebruik het so 'n hoë temperatuur dat die liggame totaal disintegreer. So, jy kan nie bene optel en sê, wel, ons het nou 70,000 mense wat ons weet wat dood is nie, want hier het ons hulle lyke nie, of hulle bene nie, want die liggame disintegreer. Hy vaporize, sê hulle, as gevolg van die bomme wat hulle gebruik. En dit kan jy ook gaan opsoek, dis op die internet. Reg. Nou ja, die vraag is, vir watter rede het die Jode nou hierdie issue, want toe het hulle die krisis met Gaza, hulle wil eintlik van die Wesbank ongeslaag raak, dan het hulle die probleem met Libanon, met Sirië, al daai dinge. Wat gaan aan? Want hulle kla nou oor Turkye, hulle noem Turkye the new Iran. Hulle het hierdie probleem met Iran, waar hulle die Amerikaners betrokke gekry het in 'n oorlog laas jaar. Hierdie jaar sien ons die volgende Iran-oorlog, en ek glo ons gaan hier teen 2027 die volgende Iran-oorlog sien. Die derde ene, die finale een sien. Reg. En voor ek by die skrif uitkom, wil ek met jou praat oor hierdie ding, waar Simon Roche dit vir jou verduidelik. En dit gaan daaroor, want hy praat toe daaroor, hy sê maar hulle druk vreeslik vir 'n derde tempel. Sogenaamde derde tempel, red heifers, dit wil sê die rooi koeie, en hulle kon nooit 'n rooi koei kry nie. Ek wil vir hulle sê, in Suid-Afrika is baie rooi koeie, hulle moet nie kom kyk. Ons almal sulke rooi bruin koeie. Maar blykbaar kon hulle nou nie sulke koeie kry nie. Toe het iemand nou gaan AI modification doen daar in VSA, en toe het hulle nou daai koeie daar gekry, en hulle is toe nou perfek vir die storie, en toe het ek dink hulle 5 deurgevlieg na die Jode toe, en nou in die Joodse rabbies het dit deurgegaan met 'n vergrootglas, en dan mag nou nie 'n wit haar wees nie, groot klomp twak, niks met die Bybel te doen nie. Maar dit het alles te doen met hulle oprigting van die derde tempel, die valse priesterdom. So, daar is daar een valse priesterdom op die aarde, ons noem dit die Katholieke Kerk, maar ons het 'n volgende valse priesterdom wat begin om op te kom, en dit is hierdie idee van 'n AI God. Hulle sê dit, hulle gaan 'n AI God oprig in Jerusalem, en dit is dan nou saam die derde tempel, en dan hulle priesterorde wat hulle daar het. En toe hy nou maar, van waar, hoekom juist nou? Hoekom nie 10 jaar terug nie? Hoekom nie nog oor 10 jaar van nou af nie? En dit het baie te doen met iets wat blykbaar staan in Ecclesiastics. Waar hy sê, a time to sow, and a time to reap, a time for war, and a time for peace. Julle moet dit gaan lees. Ek het daar, want Simon Roche het gaan luister na wat die Joodse rabbi sê. Hy het gaan kyk of hy die vertaling kan kry, wat praat hulle. En hierdie ding is vir hulle baie belangrik, want sê hulle, daar die hele tydperk op die aarde is verdeel in hierdie 215 jare, 215 jaar tydperke, en daar moet nou seker goed gebeur in daai tydperke. En en dan sê hy, daar's 'n right season and a right time, maar the last two, you can't avoid them. There's a time for war and a time for peace. So, ons in die tydperk van die oorlog. En dit het ook baie te doen met die Chinese se jaar van die perd. Met die Chinese se jaar van die perd. Dan gaan ek net gou my kind soek, maar gee my gou net 'n oombliekie kans. Dat kom net sê, anders my glip verstaan. Jy gou kan. Ek wil net sê, ek sien hy soek my. Oor 11 uur, goed. Right, dat ek hom net sê. Reg, klaar.
Goed, nou volgens daai tydperke van hulle, is ons aan hierdie tydperk van oorlog, en moet daar hierdie hele stelsel opgebring word. Dit het te doen met die Chinese jaar van die rooi perd, iets te doen met die rooi perd wat dan op sy agterpote gaan staan en hier sal en sy nek breek, weer dan die mensdom is. So die mensdom, en wat jy sê, dis die blanke, sy nek moet gebreek word. Verstaan julle? Sy nek moet gebreek word. En dit is te doen met die plan, hierdie Joodse plan, en dit te doen met die Greater Israel projek, waar Israel die Joodse staat so uitbrei in terme van sy grense, dat hy die grootste deel van die Midde-Ooste vat. Hy word 'n superpower in die Midde-Ooste, die stelsel word ingebring, en die stelsel word reg oor die wêreld geïmplementeer, waar die sentrum dan die Joodse staat is, waar alles dan nou vanuit die Joodse staat, die social credit skema, die alles met hulle artificial intelligence gaan. So dit is baie belangrik. As jy dit verstaan, wel, dan verstaan jy hoekom ons nou oorlog op oorlog en oorlog gaan sien in die Midde-Ooste met die VSA, en later sal Brittanje ook weer deel raak. En dan op die ou einde is dit om die VSA betrokke te kry in die Midde-Ooste, Rusland betrokke te kry in die Midde-Ooste, en op die ou einde word hierdie twee lande verwoes, hierdie twee groot powers word verwoes, en die Joodse staat, die Joodse stelsel bly oor, en hulle begin om implementeer uit hierdie chaos uit. Dit is waarin ons op pad is. Maar Vader gaan dit nie toelaat nie. En ek gaan vir jou dit wys, dit staan in jou Bybel. Goed, so dit is die Jodese plan, ek het nou daai deel gehanteer. Nou, iets wat, nou moet 'n mens probeer om dots by mekaar te sit. Ek het gesien, die Amerikaners sit voor hulle televisies, hulle is so ontsteld. Hulle kan nie weg nie, so hulle kyk die TV. So dit beteken hierdie oorlog gaan skeefloop. Vader het vir my gesê, daai ouens gaan blues hê, GI blues. So die oorlog gaan skeefloop. Almal op die internet wat 'n halwe brein het, jy kan gaan kyk na ouens soos Larry Johnson, Scott Ritter, hulle almal sê, hierdie oorlog is eintlik 'n doodskoot vir die Amerikaanse regering, die einde van Trump se regeertydperk, hy het letterlik sy eie regeertydperk nou kort geknip, iewers along the way gaan hulle hom impeach, hy gaan die midterm elections verloor, dan gaan hulle hom impeach, hy gaan die House en die Senate verloor, dan gaan die Demokrate begin met impeachment prosesse, ek het dit ook voorspel, want ek het dit gedroom, en ek sien sy einde is, hy word doodgemaak, hy word doodgeskiet. Hy sê die enigste een wat ek sien, Brandon Bix het nou die dag lang voorspelling gegee, toe sê hy sien Trump word geskiet, want sê God vir hom, Trump het oortree, hy het arrogant geraak, proud, en hy het homself verhef, en daarom gaan God hom uit posisie uithaal. Ek stem saam. Maar, Blikstem praat 'n ander ding. Hy sê, hy sien die arrestasie van Jode reg oor die VSA. Nou, om watter rede sal Trump so swaai, dat hy begin om topstruktuur Jode te arresteer? Hoekom? Wat gaan vir wat? Het dit doen met die Epstein files? Of het dit te doen met iets anders? Iets wat Brandon Bix ook sê, hy sien 'n sluipmoord op Don Jr. Nou ek glo daar kom 'n sluipmoord op Don Jr. Dit is nou 'n aanleiding van iets wat ek ook gedroom het. So daar kom, ek dink op 'n stadium gaan die VSA sê, maar ons wil nie verder hierdie oorlog hê nie. En die Jode gaan sê, ja, maar julle moet klaarmaak, ons is nou saam in die ding, en dan gaan ons sien hoe daar op subtiele wyse druk uitgeoefen word, onder andere deur die Mossad ensovoorts, op Amerika, om te bly in hierdie bondgenootskap. Al is die bondgenootskap op die ou einde tot nadeel van die Amerikaanse regering, tot die Trump-administrasie, die Amerikaanse weermag en Amerika se geheel. So, want as jy kyk na die dots, as ons kyk na hierdie goedjies wat die ouens sien, hulle sien sulke bits and pieces, dan sê dit vir jou, joh, maar
hierdie ding gaan nie goed afloop nie. En Vader het dit aan my nou bevestig. Hy het dit aan my bevestig laasnag. Hulle gaan die GI Blues kry. So nou, it's still early days. Maar hier teen 16 Maart lyk dinge heel moontlik al anders dan. So dis baie belangrik. Ons gaan arrestasie kry van Jode. Ek wonder of dit te doen vir die Epstein files, of gaan hy die Epstein files weaponize teen hierdie Jode, om hulle terug te slaan. Hy slaan terug, omdat hulle hom wil druk vir 'n verdere oorlog teen Iran, of om te bly in die oorlog. Baie belangrik, hierdie is so belangrik, want as jy hierdie goed begin verstaan, dan maak jy soos ek. Ons sit en wag. Alright, die destabilisasie van Iran, eind Desember, ja, nee, ek gaan grond afkom nie. Nou wag ek. Ek weet die volgende een kom. Vader het vir my sê, kyk my, sê, jy kan dit nie glo nie. Jy kan dit nie glo nie. As jy jou oë uitvee, dan gebeur dit net soos wat jy en dit is nie omdat Vader gee. Ons verstaan dit nie altyd en ons ore is nie oop nie. Goed, maar hierdie aanval op Iran is die begin van die einde van Babylon. Dis die begin van die einde van Babylon. En ek vrees voordat ek aangaan en vir julle praat oor hierdie ding, want hierdie is belangrik. En dit kom elke keer terug na die video wat ek gemaak het oor 2026, 2027, 2028. Daar is 3 jaar oor. Daar is 2 jaar en 11 maande oor, om presies te wees. Ek sou sê vanaf 20 Maart is daar 2 jaar en 11 maande oor, na aanleiding van die drome wat ek met julle behandel het. Ek het 'n video hieroor gemaak. Brandon Beek sê 2026, 2027, 2028. Dis wat hy sê. En ek stem met hom saam. Hy is reg. Hy sien reg. Hy dink daarna kom daar 'n wegraping. Ek wil vir jou sê, daar gaan niks meer wees om weg te raap nie. Baie mense sterf in die volgende 3 jaar. Reg, nou as ons kyk, nou hierdie hele idee van hierdie 3 jaar kry jy in Jesaja. En hy gaan van die standpunt af uit en jy kan gaan lees, ek trek nou al by Jesaja 20 en 21 waar ek vir jou om vers vir vers uitlê. Soos wat ek Openbaring vir julle uitgelê het. Ek het Daniël vir julle uitgelê, ek het Hebreërs uitgelê, ek het dit gestoor op Telegram. Die wat luister, luister. Die wat sê dis nie vir hom belangrik nie, wel, God gaan hom uitsif. Net die koring sal oorbly. So, wag net so bietjie, ek net weer hier, kyk of ek hierdie kind aan die hande kan kry. Reg, so, hierdie 3 jaar sien ons hier in Jesaja 20, waar hy praat van die Moabiete. Hy sê die Moabiete sal in 'n 3 jaar tydperk, dit is die Saudis, Emiraties, Bahrein, Qatar, daai dele sal in 3 jaar totaal verwoes word. En dit lyk asof die verwoesting daar van Rusland afkom, as jy daar gaan lees in jou Bybel. Bybel is baie akkuraat. Dan praat hy van 'n verwoesting oor Afrika, en hy gee ook 'n 3 jaar tydperk. Dan praat hy van 'n verwoesting oor die wêreld, dan sê hy al hierdie dinge gaan gebeur in 'n tydperk van 'n klein seentjie, voordat 'n klein seentjie kan sê vader of moeder, voordat die klein seentjie goed van kwaad kan onderskei. In daai tydperk kom hier 'n verwoesting oor die aarde. Ek het altyd gedink dit is 2 jaar, maar sommige seentjies is stadig. En toe lees ek van die 3 jaar tydperk, toe besef ek, hy praat van 3 jaar. So, ons gaan 'n verwoeste aarde tegemoet. Eers deur die oorloë en die pestilensies, en dan ook as gevolg van die verwoesting wat God oor die aarde bring. Reg. Nou, net kyk. My kind, kyk nou na my, ding is nie. Reg, as jy kyk na Jesaja 21, sê hy belangrike ding. En ek gaan dit vinnig behandel. Byt vas saam met my. Nie nou moet verloor nie. Jy moet dit hoor. Jy moet dit hoor. As jy dit gehoor het, dan iewers along the way gaan dit klik by jou. God spraak oor die woestyn van die see. So stormwinde in die suidland deurtrek, kom dit uit die woestyn, uit die vreeslike land. Nou, die see is die nasies. Nou sê hy, waar is die woestyn? As ek vir jou sê, daar's 'n godspraak oor die woestyn van die see.
Waar is hierdie woestyn? Wat is 'n woestyn? Dis 'n plek wat onvrugbaar is. Jy kan nie koring plant en rys in. Daar's niks, daar's nie water nie. So dis 'n plek wat nie vrug dra nie. Reg, dis wat sy betekenis is. Jy gaan nie gelowiges daar kry nie. Daar's nie gelowiges en gereddes nie. Dis 'n woestyn. Daar groei niks. So, die woestyn van die see, en is interessant, die opskrif staan hier, die ondergang van Babel. So, hierdie mense het hom mooi reg geïnterpreteer. Die woestyn is Babel, of Babylonië. Nou sê hy, so stormwinde in die Suidland deurtrek. Die Suidland is hier onder in Suid-Afrika. Dis hier waar die boerevolk bly. Hy sê die stormwinde sal deur die Suidland, deur Suid-Afrika trek. Maar waar kom dit vandaan? Hy sê, dit kom uit die woestyn, uit die vreeslike land. So die stormwinde begin daar bo in die Midde-Ooste. En dit sal trek dwars oor die wêreld, maar ook in Suid-Afrika sal dit deurtrek. En Suid-Afrika totaal verwoes, want dit gaan oor die olie. Dit gaan oor Suid-Afrika se Eskom wat hardloop op turbines, wat hulle die olie moet inbring, die diesel moet inbring. As daar nie krag is nie, is daar nie water nie. Daar's nie OTM's nie, daar's nie SASSA nie. Daar's 80 miljoen mense wat honger is. Dit gaan 'n verwoesting wees. Hy het dit vir jou hier beskryf. Hy sê die moeilikheid gaan daar begin, en dan sal dit aftrek hier na ons toe. Hy sê dit. En waar is hierdie woestyn? Watter woestyn praat hy van die Midde-Ooste? Sinai woestyn, Saudi woestyn, wat? Hy praat van die Joodse staat. Die Joodse staat is Babylonië, is Babel. Reg. En ek gaan dit vir julle lees, want dit staan in jou Bybel. Ons wil dit maar net nie hoor nie, want dit pas ons nie. Dit pas ons nie, want ons is anders te geleer, die kerk sê dan nou anders doen. Hy sê hier in Openbaring 11, hy sê, en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. So, wat is die groot stad? Waar ons Here Jesus gekruisig is. En hierdie groot stad is dieselfde stad van Openbaring 17, en die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. So, en hierdie vrou is die hoer. Daar sal 10 horings opgerig word, 10 nasies, wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat, en haar verlate maak, en naak, en haar vlees eet, en haar met vuur verbrand. Maar nou sê hy nog 'n ding. Hy sê, hierdie hoer, wat doen hierdie hoer? Hierdie hoer hoereer met die nasies van die wêreld, veral die westerse nasies, want dit is waar die konings is. Dis waar die koningshuise is. En as jy gaan kyk, hierdie koningshuise het almal familieverband. Gaan kyk maar 'n bietjie. Want die hoer wat op die groot water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. So, wie is dit? Dis die Joodse staat. Dis die vreeslike land. Dis die land wat oorlog maak en hierdie geweldige bloedvergieting het. Dan sê hy, harde gesig is my te kenne gegee, die ontroue handel troueloos. Hoekom is hy ontrou? Wel, sy kan nie 'n bondgenootskap met haar sluit nie, sy hou nie bondgenootskappe nie, sy hou nie wapenstilstand nie, daar's leuns en bedrog aanhoudend, ook met die JFK-moord, Epstein files, alles te doen met moord en afpersing. So, die VSA is 'n bondgenoot van die hoer, die Brittanje is 'n bondgenoot van die hoer, die Franse, Europa is 'n bondgenoot van die hoer, so hulle sorteer onder Babylonië, maar die wortel is daar by die Joodse staat. Dan sê hy, 'n harde gesig is my te kenne gegee, die ontroue handel troueloos. Jy kan nie van haar iets verwag nie. Sy is ontrou. Jy kan haar nie, sy is nie vertroubaar nie. En die verwoester verwoes. Daar sy verwoes. Trek op Elam, beleer Mede, aan alle gesig maak ek 'n einde. Elam is Mede, en Mede is die Perse, en die Perse is Iran. Kan nie die twee van mekaar sy nie. Die Mede en die Perse was hierdie een ryk, en in daai tyd, en onthou die profesie herhaal homself. Hoe weet ons die profesie herhaal homself? Want daai tyd was 'n Babylonië wat verwoes is deur die Mede en die Perse, en nou het ons weer 'n Babylonië, die groot hoer wat op die duur is, en sy sal ook verwoes word deur die Mede en die Perse.
die profesie herhaal homself. Hulle noem dit die wet van konsekwensie. Reg. God sê aan alle gesig maak ek 'n einde. So, almal wat sug en steen oor die stelsel wat inkom, die AI, die bankprobleme, die grondvatprobleme, die Great Reset, die 15-minute cities, en dan die aanhoudende oorloë en die Amerikaners wat besig is om te verarm. Jy weet die Amerikaners betaal ten duurste vir mediese kostes. Maar ek dink daar gaan iets soos $3 biljoen per jaar na die Jode toe. Behalwe nou ander pakkette, daar's ander pakkette wat ook na hulle toe gaan. Amerikaanse belastingbetaler geld. Hulle leen dit nie vir hulle nie, hulle gee dit vir hulle. So in die Joodse staat is medies gratis. Hulle hou nie van soldate wat swanger is nie, so hulle vroue soldate kan tot op die 3de aborsie gratis kry by hulle hospitale. Die Amerikaanse belastingbetaler betaal daarvoor. Hulle tersiêre opleiding is gratis. Hulle betaal hierdie settlement, hierdie ouens wat in die settlements bly, hulle word betaal om daar te bly, met Amerikaanse belastingbetaler geld. Ja, daar's geld uit Europa op, want hulle moet nou nog reparasies betaal vir die Tweede Wêreldoorlog, en die Britte moet nou help betaal, is alles afvers, leens, dis bedrog. Andersins sal daar nie Joodse staat wees nie, want hy funksioneer soos 'n militêre basis. Nou ja, die Amerikaners kry swaar, hulle grense is oopgegooi, hulle sit met LGBTQ+, hulle skole is gemors, en dit het alles te doen met hierdie gesig. Hy sê, aan alle gesig maak ek 'n einde. Dit sê God self. Hy sê, daarom is my volsiddering, wie my aangryp, soos wee van een wat baar. Ek buig my krom, sodat ek nie hoor nie, ek is verskrik, sodat ek nie sien nie. Daar kom nou barensnood oor die aarde. Nou ja, soos alle barensnood eskaleer hy. Maar ja, ek was ook in barensnood al, 4 keer. So, en ek kan vir jou sê, dis so 3 dae voor die tyd begin jy hom voel, en dan 2 dae, dan tel jy hom nou op, hier by die laaste dag, jong, is jy benoud en ongemaklik, en jy stap op en af met die huis met jou vreeslike pens, jy net hierdie groot maag, kan nie jou voete sien nie, jou blaas is 'n probleem, jy bel die dokter, hy vra vir jou ver is die pyn uit mekaar uit, nee sê, hy het 3 ure, dan sê nee, wat bly net by die huis, ons soek jou nog nie by die hospitaal nie, en dit is wat ons gaan sien. So die pyn is eers ver uit mekaar uit en dan sal dit nader kom, oor 'n 3 jaar tydperk. Hy sê ek buig my krom. Nou hier in Suid-Afrika sal die barensnood heel moontlik al in Junie, Julie maand begin. My hart duisel, angs oorval my, dit maak vir my die skemeraand wat ek lief het, tot 'n verskrikking. Nou, ons almal hou van die skemeraand. Lekkerste tyd van die dag, dit raak koel, mense kan bietjie buite sit onder die bome voordat die muskiete jou opvreet. Ja, maar die nag gaan nou toesak oor die wêreld. Dit is wat ons nou gaan sien. Want die opdrag is gegee, die Mede en die Perse moet beleer, en hulle gaan beleer, en hulle het Rusland en China agter hulle, om te kan beleer, so is 'n baie sterk mag wat na vore getree het, en hulle het lankal voorbereiding getref vir hierdie oorlog, en hulle fabrieke is op oorlogsfabrieke, hulle hardloop 24/7, die Amerikaners het geen oorlogsfabrieke nie. Die bietjie wat hulle het, hardloop nie 24/7 nie. Die Amerikaanse ekonomie is nie gerad vir 'n oorlog nie. Dis nie soos in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog nie. Die Tweede Wêreldoorlog het hulle 'n voertuig uit die lug uit gegooi met 'n valskerm. Ek dink as die Britte het dit gedoen. Die Britte het hulle gooi daai Land Rovers, gooi hulle uit die lug uit, die bokse. In 'n kwessie van 3 ure sit die soldate om gou aan mekaar op die grond. Nou dis verby. Daai tyd is verby. Dis verby. Reg. Hierdie missiele wat die Jode so afskiet om hierdie inkomende missiele te keer in die Iron Dome en David Sling het nie die voorraad om 'n langtermyn oorlog te kan hanteer nie. En dit gaan ons sien baie binnekort. Onthou, die opdrag is gegee. Die Mede en die Perse moet Babylon beleer. En dit is die Joodse staat, saam met die finansiële stelsel, daar in Londen, saam met die militêre stelsel in Washington, en dan het ons die Vatikaan, wat so 'n hidden hand is, wat jy glad nie sien nie, daar in Italië.
wat direk betrokke hierby is. Maar hulle stoor die Jode en die Amerikaners voor. Niemand kom agter die Katolieke, die Vatikaan hierby betrokke nie. Dan gaan hy verder, hulle maak die tafel gereed. Watter tafel is dit? Nou ja, mens dek 'n tafel. As jy hierdie oorlog gaan doen, gewoonlik is 'n tafel onderhandelings, as jy hom sien in 'n droom. Maar in hierdie geval is dit baie duidelik dat hulle 'n tafel dek vir 'n oorlog. So hulle maak gereed. Hulle sprei die tapuit, hulle eet en drink, staan op o vorste, salf die skuld. So hierdie oorlog is hier, salf die skuld. Want so het die Here vir my gesê, gaan heen, sit 'n wag uit, en dit is wat ek vandag hier kom doen het. Laat hom te kenne gee wat hy sien. En sien hy 'n stoet ruiters, 2 aan 2, 'n stoet esels, 'n stoet kamele, dan moet hy skerp luister, so skerp as hy kan. So wat sien hy? Hy sien mense hy sien lande wat bondgenote maak. Die Saudis het 'n bondgenootskap gemaak met die Pakistanis. Ons gaan sien dat die Turke en die Iraneese op 'n stadium sterk by mekaar uitkom. Hierdie ding van die Joodse staat wat sy grense wil uitbrei, gaan almal raak. Nie net in Europa nie. Turkye, die Saudis, Iran, Irak, Egipte, die Suezkanaal, die hele boksem daar is. Die ding gaan uitbrei. Dis soos iets wat kleintjies kry. Dan sê hy, en hy het geroep, 'n leeu. Nou 'n leeu is iets wat verskeur, is 'n roofdier. So daar kom 'n roofdier op. Daar kom iets wat verskeur, daar kom slagtings. Op die wagtoring, Here, staan ek gedurig by dag, in my wagpos stel ek al my nagte, al die nagte. Dis hoekom ek nou vir julle kom sê vandag. Want toe ek hierdie ding lees, toe weet ek moet waarsku. En kyk, daar kom 'n stoet manne, ruiters 2 aan 2, toe het hy aangehef en gesê, geval het Babel, en hulle het al die gesneede beelde van sy gode verbrysel teen die grond. Nou, gaan jy vir my vra, wat se gesneede beelde? Ek het 'n lys gemaak van hierdie gesneede beelde. Wat is Babylon se gesneede beelde? Die media. Vat 'n raai, wie beheer die media? Vat 'n raai, wie beheer TikTok? Die regerings. Wie beheer hulle? Artificial intelligence. Die oorlogsfabrieke. Hollywood. Die banke, die finansiële stelsel, die central bank digital currency. Die kerke. Die Zionist evangelicals. Die Joodse staat. Pornografie. Skole handboeke, LGBTQ+. Alles te doen met Moloch aanbidding, met Baal aanbidding. Dit is die afgode. Dan sê hy, my vertrapte en gedorste volk, wat ek gehoor het van die Here van die leerskare, die God van Israel, het ek julle bekend gemaak. So, die Joodse staat is nie sy volk nie. Daar kom 'n verwoesting, die verbranding van die Joodse staat sal opgaan tot in ewigheid. Die Bybel sê, die rook van haar verbranding gaan op tot in ewigheid. So, dit gaan nooit ophou brand daar nie. Maar dit sal nie nou al wees nie, dit sal later in hierdie 3 jaar wees. Maar ek sal later in hierdie 3 jaar nie kan praat nie. So, daarom sê ek dit nou. So, 'n vertrapte en 'n gedorste volk. Ek sê altyd vir mense, voordat koring gebruik kan word, vat hulle sny hom, dan gooi hulle hom op die vloer in die ou dae. Vat hulle die donkies, dan loop die donkies oor daai vloer, al in die ronde. Ja? Trap alles fyn in flenters daar. Dan haal hulle daai uit, daai wat hulle het, en hulle vee dit by mekaar, dan gooi hulle dit so in die lug in, en dan vat die wind, die kaf weg, die stukkie strooihalms vat dit weg, en net die koring bly oor. Nou daai koring wat nou al so uitgetrap is, gooi hulle dan in 'n meelsteen, en hulle maal hom, hulle druk hom flenters, en dan kom die ou stukkie uit, en daai stukkie wat uitkom, sif hulle 'n bietjie en weer 'n bietjie van die kaf uit, die ou velletjie, sy ou doppie uit, en dan het jy meel, en kan jy brood bak. En dit is wat God met ons gaan doen. Hy gaan ons laat vertrap word, en dan gaan hy ons dors, sodat die koring oorbly, sodat mense ordentlike brood kan bak. Want op hierdie stadium het ons te veel suurdeeg. Reg. En dan gee hy die profesie oor Duma, en dit is Edom. Wie is dit? Dit sal wees, dit is die stad. En dan die profesie teen Arabië, die gee hy dit ook. Hy sê van die Kedareense helde sal daar by. En dan kom hy hier, en ek wil dit met jou deel, want gaan hier dan oor Jesaja 20, dat hy van Tyrus is ook die stad. Dan sê die dag sal Tyrus word, 70 jaar lang. Soos die dae van een koning, aan die einde van 70 jaar sal dit met Tyrus gaan volgens die Hoerelied.
So, hulle het 70 jaar, het die Jode hulle dinge gedoen daar in die Midde-Ooste, en niemand, ons het 'n ander pad gekyk. Reg, so van 1948 af tot in 1918. Daai 70 jaar is verby. En dan is daar nog 7 jaar, wat ons nou sien in hierdie laaste 7 jaar, in 2023, het hulle die oorlog daar begin in Gaza, en ons sien die krisis met Libanon, en ons sien daar was hierdie betrokkenheid by die inwerkingstelling van Al-Qaeda, ISIS regering in Syrië. Dit het alles te doen met die Greater Israel Plan, en nou is die plan om Turkye te destabiliseer en Iran 'n regime change te gee. Daar sê hy, neem die sieter, gaan rond in die stad, vergete hoer, speel mooi, sing baie, dat hulle aan jou kan dink. En aan die einde van die 70 jaar sal die Here op Tyrus ag gee, en sy sal terugkeer na haar hoereloon, en sy hoereer met al die koninkryke van die aarde wat op die aardbodem is. So, sy soek haar hoereloon. En so, dit het te doen met die Joodse bankierstelsel, dit het die gelde wat beskikbaar gestel is vir die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog, die Anglo-Boereoorlog. So, na 70 jaar word daar loon gevra, die hoereloon. Die elites is almal saam in hierdie Moloch aanbidding. Die Jode die Moloch aanbidding gebring vir hulle, die elites is betrokke daarbij, ons sien hoe hulle ingetrek is, en op die ou einde is hulle hierdie topstruktuur wat die werk van Moloch doen, wat die Baal aanbidding doen, wat het verkoop aan die bevolking, en wat die bevolking dan uitverkoop aan die volksvreemdes. So, dit is reg gekry met behulp van die Jode. Dit is met dit wat het reg gekry is. En nou vra sy haar hoereloon. En wat is haar hoereloon? The Greater Israel Plan, die Artificial Intelligence, die Central Bank Digital Currency, die AI God en die derde tempel in die valse priesterdom in die Joodse staat. Jerusalem die hoofstad van die wêreld, en dan sal die wêreld daaruit geregeer word, veral die westerse wêreld, het gaan veral hier oor die westerse wêreld, moet regeer word. So sy kom vra haar hoereloon, en hulle gaan dit vir haar gee. Maar, sê Vader, hy sê hulle gaan dit nie kry nie, hy sê, maar haar handelswins en haar hoereloon sal aan die Here heilig wees, en dit sal nie opgehoop of weggesit word nie, maar haar wins sal wees vir die wat voor die aangesig van die Here woon, om te eet tot versadiging en vir pragtige klere. En dit gaan nie daaroor dat ons nou skatryk gaan wees nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat in hierdie tydperk moet daar 'n herstel kom. En hierdie hele beplanning van 'n Joodse staat wat in plek moet kom, en die wêreld regeer vanuit die derde tempel, dit gaan Vader stop, maar dit sal nie nou wees nie. En daarom wil ek gou met jou verder net praat, dat ek net vir jou kortliks sê, daar is nog so 'n minuut of 2 oor, dat ek vir jou verduidelik, ons behoort nou nog 'n oorlog te sien. Dit wil sê, ons het hierdie Iran-oorlog, en hy gaan nie nou eindig nie. En dan later in hierdie jaar, sal ons sien, dat hulle karring met Turkye. En ons sal 'n oorlog sien in Turkye, en ons gaan sien dat Erdogan, verplaas word met 'n puppet government, wat die Weste ter wille is, wat die VSA en die Jode ter wille is. En daai puppet government sal oorlog maak teen Griekeland, vir 'n disputed border. Ek het geluister na wat sê die ortodokse priester Paisios, hy is al lank oorlede, maar wat hy sê, is baie waar, want ons gaan dit sien uitspeel. Hy het gesê, hulle sal Iran aanval, maar dis nie hierdie keer, dit sê, ons gaan 'n volgende aanval kry. So, daar sal 'n derde oorlog wees teen Iran, dit glo ek. So, ons sien hierdie oorlog, wat nou uitspeel, en hy gaan lank genoeg duur, om die Amerikaners heeltemal the choings te maak. Hulle gaan baie kwaad wees. Saam met die skade, saam met die finansiële impak, saam met die val van 'n dollar, saam met die styg van oliepryse, wat 'n geweldige invloed gaan hê op Suid-Afrika, sal ons heeltemal destabiliseer.
Maar ons sal hierdie oorlog kry teen Turkye, want dit gaan daaroor, hulle wil die Bosporus sluit. As Turkye in 'n oorlog is, mag hy die Bosporus sluit. Dan kan hulle die Russiese skepe hou in die Swart See, terwyl hulle Iran weer 'n keer vat van 'n kant af. En dis in daai tyd wat Rusland deur Turkye storm met tanks per voet. So, nie met skepe nie. En ons kry hierdie groot oorlog in Istanbul. En ons kry ander nasies wat betrokke raak. So, Griekeland sit uit. Maar Italië is betrokke, Frankryk is betrokke. Brittanje is betrokke. In 'n oorlog teen Rusland vir die behoud van Turkye. En hulle verloor. Hulle kry 'n goeie pak slaag daar. En die Turkye val onder Rusland. En Rusland stoom daardeur tot in Sirië, tot in Palestina. En dan sal ons hierdie finale fase sien van oorlog teen almal, ek sê die oorlog teen die Moabiete. Ons gaan hierdie krisis sien verder uitbrei in die Midde-Ooste. In so 'n mate al dat hulle die mans in Suid-Afrika gaan oproep, die blanke mans, teen daardie het ons al 'n ander regering. ANC regering is 'n Ghana, daar's 'n Doringbos regering in plek. En ons sal moet gaan veg vir Brittanje in Egipte. En die VSA gaan sê, maar dis nie ons oorlog nie, ons wil nie betrokke raak nie. So hulle gaan onttrek 'n bietjie, hulle gaan op die kantlyn sit. En ons gaan opgeroep word en ons moet daar gaan veg. En dan tree die VSA toe, weet ons, en hulle verslaan die Britte in Egipte. En ons sien hierdie verwoesting van Damascus. En ons sien die Russe is besig daar. En die Russe haal hulle woede uit op die Britte. Maar teen daai tyd is die Derde Wêreldoorlog reeds ver. So hier in 2027, dink ek, moet die Derde Wêreldoorlog verskuif na Europa toe vanuit onder andere die Midde-Ooste uit. Wat beteken die Russe moet al teen daai tyd, hier op die einde van 2026, al in die Midde-Ooste wees. En dit sal dan nou hierdie laaste fase wees. Want onthou, 10 nasies sal opstaan om die Joodse staat te verwoes, om Babylon te verwoes. Nou ja, iets anders wat ek net wil oor praat, ek wil eintlik 'n video hier oor maak. Daar was 'n Amerikaner, hy's Amerikaanse Jood, sy naam is Jonathan Pollard. En Jonathan Pollard het 'n deel van die game weggegee. En hy sê 'n baie belangrike ding. Nou hy is 'n spioen gewees vir die Jode. Hy het gewerk vir die Amerikaanse regering en toe het hy op 'n stadium verskriklike belangrike inligting, intelligensie-inligting aan die Jode gegee en hulle het dit gaan verkoop aan die Russe. En die Amerikaners het uitgevind daarvan, toe hulle Jonathan Pollard 30 jaar toegesluit. In daai 30 jaar het die Joodse staat hom burgerskap gegee. En toe hy uitkom in 2016, was dit die tyd van Trump. Toe sê Trump, nee, hy kan maar rondvlieg. Hy is nou nie, hy het nie meer huisarrest nie, want toe word hy vrygelaat. Ek dink is Obama wat hom in daai tyd vrygelaat het. Trump het oorgeneem, Trump het gesê, nee, die ou is nie onder huisarrest nie. Nou ja, toe gee Miriam Adelson en haar man, van die rykste Jode in Amerika, gee toe hom hulle vliegtuig, en hulle vlieg hom na die Joodse staat toe. En toe hy daar aankom, toe ontvang Netanyahu hom, en hy's 'n hero, want hy het Amerikaanse state secrets van hulle sê dis die kroonjuwele van die VSA se geheime inligting, hulle Navy, hulle frekwensies, het hy gaan gee aan die Jode dit gaan verkoop aan die Russe. En Jonathan Pollard het onlangs in 'n berig, was laas jaar, toe sê hy 'n belangrike ding. Toe sê hy in 73, toe wou die Amerikaanse regering nie vir hulle wapens gee om te beklei verder met die 73 oorlog nie. Toe sê hulle vir die Amerikaners, kyk mooi wat staan hier op die aanloopbaan. Toe staan daar een van hulle bommers met die kernbomme vas. Toe sê hulle, kyk mooi, ons wil julle net sê, menende, ons gaan julle bom as julle nie vir ons wapens gee nie. Toe sê die Amerikaners, goed, ons gee julle wapens. Jonathan Pollard het nou die dag weer dieselfde gesê. Hy het gesê, hierdie keer moet ons nie bly by 'n waarskuwing nie.
Hierdie keer moet ons dit doen. Ons moet deurgaan daarmee. As die Amerikaners nie nou wil saamspeel nie, moet ons hulle nie net waarsku nie. Ons moet die bomme op hulle laat val, die kernbomme. En dit het baie te doen met die Samson Option. En die Samson Option is 'n dogma, 'n idee, belangrike idee, jy kan dit gaan opsoek op die internet, wat die Jode het, waar volgens 'n militêre doktrine, waar volgens hulle van die standpunt af uitgaan, as die Joodse staat oorweldig word deur haar vyande, want sy het so baie vyande gemaak, dan sal hulle reageer en sorg dat die hele wêreld gebom word met kernbomme, want as hulle nie mag bestaan nie, mag niemand anders bestaan nie. Hulle sal van die wêreld 'n radioaktiewe woestyn maak. Dit het hulle gesien. Dit is die Samson Option. En dit, ons begin sien dat die Jode raak 'n rookstyd, en is al lankal ene, maar dat hulle hierdie woelinge het met die laaste oorlog, die 12-daagse oorlog, toe sê hulle vir die Amerikaners, as julle nie nou toetree tot die oorlog nie, weet jy wat gaan ons doen? Ons gaan 'n kernbom laat val op Iran. So julle moet nou julle deel doen, hoor? Maak nou 'n plan. En dit is toe dat Trump gesê het, okay, ons sal bom en die Iraneese sal reageer, en dan is ons kwits, dan is dit nou vrede. Nou ja, jaar later, nou is nog steeds nie vrede nie, minder as 'n jaar. So hierdie hele idee van, as ons in die moeilikheid is, gaan ons kernbomme gebruik, ek dink ons moet uitkyk daarvoor, ons gaan dit sien. Want die Jode het hierdie plan vir die Greater Israel plan, en dit gaan nie slaag nie. Ek sien die ou wat gaan, daar is nou binnekort weer 'n verkiesing in die Joodse staat, en ek weet nie wanneer nie, maar is binnekort. En hierdie Naftali Bennett gaan oorneem, en hy het nou klaar gesê, die Turke is die groot probleem. Maar Brandon Beeks het 'n interessante ding gesien, en dit strook met wat ek gesien het. Hy het gesien, Netanyahu vlug, en die Mossad maak hom dood. Nou ja, daar is sake teen hom. Hulle wil hom vervolg vir hierdie krisis van 7 Oktober van 2023. Hy gaan hardloop vir sy lewe. Ek het gesien hy kom Suid-Afrika toe. Ek het dit baie duidelik gesien. Nou, waarvoor wag ons nou? Hierdie is my een merker gewees. My volgende groot merker is die moord op die Spaanse koning. So, en daarmee wil ek afsluit, en dan kan ek so 'n paar vrae antwoord, en nou ja, hierdie is my kort en my lank. Ek dink ek het min of meer alles bygekom. Ja. Ek het op 'n stadium gedroom, die Jode raak so streng met wetgewing in die Joodse staat, dat as jy praat teen die draft, hulle gaan almal draft. En as jy net praat teen die draft, dan stel hulle jou tereg. En dit kom. So, ons gaan hierdie verwoesting sien in die Midde-Ooste, maar dit sal 'n impak hê. Hoe sê die Bybel? Die stormwinde sal deur die wêreld trek, maar dit sal veral deur die Suidland trek. So hierdie is my kort en my lank, en dan het ek klaar gepraat. Ek kan so vir 5 minute gou vrae antwoord. Right. Dankie vir almal wat geluister het. Prep vir derde wêreldoorlog. Is daai ou wat nog nie verstaan nie. Right, 2 minute. Dan praat ons. 2 minute. 2 minute, ouens. Het die boodskap mooi oorgekom? Verstaan almal? Is almal by? Dankie vir die likes. Ons is amper op 50.000. Agter baie dankie. Ek hoop my boodskap het mooi oorgekom. Baie dankie, Chris. Ja, ek sien hulle wil nou 4.500 per maand oorvat. Ek wil dit gou sê hierso. Ek kon daarom waarsku met iemand wat kontak het met die Amerikaanse ambassade. Ek wil net vir julle sê, hierdie ding van die Amerikaners wil nou, hulle praat van 'n refugee sentrums oprig by die Amerikaanse ambassade self.
Ek weet nie watter ambassade of konsulaat nie. Maar ek het gesien en ek wil nog daaroor 'n video maak. En die Amerikaanse regering van 2005 wat oorneem, baie van die party, die ligparty wat sê moet 'n special envoy wees vir die Afrikaners. Die Swates gaan